True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Op 12 Maart 1994 stap 2 jong seuns van hulle huise in Mitchells Plain in die Weskaap af na die plaaslike winkelsentrum. Hulle gaan help trollies stoot om 'n ekstra paar rand te maak wat die twee wou gaan spandeer op lekker goed en by die arkade. Elroy van Rooi en sy neefie Reynou was 10 jaar oud. Hulle het gehou van daai videospeletjies. Na 'n rukkie van trollies stoot raak hulle honger en hulle gaan koop warm slap chips by 'n kafee. Terwyl hulle wag vir die kos, besluit die twee om so lank by die arkade te gaan staan en droom oor die videospeletjies wat hulle later sou kom uittoets. Skielik staan daar 'n man langs hulle en gee hulle geld om by die arkade te gaan spandeer. Die twee kan nie hulle geluk glo nie en hulle nooi hom om saam met hulle te kom speel. Na dit is die twee seuns terug na die kafee, kry hulle warm chips en gaan sit op die sypaadjie om dit te eet. Weer is die man skielik langs hulle en vra of hulle kan kom help om bokse na die treinstasie toe te dra, nie ver vandaan nie. Hy bied hulle R10 elk aan. In 1994 was dit 'n klein fortuin vir die twee jong seuns en hulle stem onmiddellik gretig in. Halfpad treinstasie toe raak Reynou agterdogtig. Hy kom agter die bokse is dan leeg. Reynou sê vir Elroy, hulle moet daar wegkom. Hulle het albei al gehoor van die man wat jong seuns doodmaak. Maar Elroy sê daai moorde is nie in die strand gepleeg nie, so hy hou aan dra. Sy neefie gaan huis toe. Elroy het nooit by die huis gekom nie. Sy liggaam is 'n week later in Kleinvlei in Eerste Rivier gekry. Sy dood sou die sleutel wees wat 'n reeks moorde op Mitchells Plain en omliggende gebiede na 8 jaar uiteindelik tot die lig sou bring. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die verhaal oor die berugte Station Strangler reeksmoordenaar. Suid-Afrika was in 1994 'n land waarin beide hergeboorte en sukkel gebroei het. Apartheid het geval en die land was op die drempel van sy eerste demokratiese verkiesing, maar 'n maand voor die April 1994 verkiesings was daar 23 families vir wie die nuwe vryheid niks beteken het nie, want hulle jong seuns was dood en die moordenaar was steeds aan die jag langs die strate van Mitchells Plain. Die gebied is sowat 32 km buite Kaapstad en is een van Suid-Afrika se grootste woonbuurte. Mitchells Plain is in die 1970s deur die apartheidregering gestig om behuising te verskaf aan mense wat tydens die groepgebiede wet verplaas is. Dit was gedoen om mense volgens ras in verskillende gebiede te skei. Teen die laat 1980s en die vroeë 1990s het Mitchells Plain begin ontwikkel in 'n gebied met voorstedelike ghettos, wat teweeggebring is deur die gebrek aan hulpbronne en aandag van die regering se kant af. Die diverse groep inwoners het almal gebuk gegaan onder erge armoede en dit het nie lank gevat voor die dwelmepidemie sy kloue ingeslaan het nie. Maar ten spyte van die stygende misdaad is daar geglo dat kinders steeds in Mitchells Plain veilig was en hulle het gereeld strand toe gestap of winkel toe en alleen die trein gery na waar hulle wou wees. Dit mag dalk nou vir ons vreemd klink in hierdie tye waar tydens kinders nie sommer alleen skool toe of winkel toe kan stap nie. Maar in die middel 1980s en die beginjare van die 1990s was dit heeltemal normaal. Dis totdat seuns in die Mitchells Plain gebied begin verdwyn het. Dit was op 3 Oktober 1986 wat die eerste slagoffer van die reeksmoordenaar, wat later as die Station Strangler bekend sou staan, aangeteken is. Jonathan Claassen was 14 jaar oud. Sy liggaam is in die gebied by die Modderdam spoorwegstasie gekry. Hy is gesodomiseer, sy hande agter sy rug vasgebind en sy gesig in die sand gedruk. Die oorsaak van sy dood was verwurging met 'n stuk ou kledingstuk. Dit sou die reeksmoordenaar se metode van moord geword het. Teen die einde van die 1980s is nog 8 slagoffers gekry. Joseph Hoffman was 10. Sy liggaam is op 7 Januarie 1987 in Rocklands gekry. Die 13-jarige Maria Thomas se liggaam is 16 dae later in Kuilsrivier ontdek. Die Station Strangler se 4de slagoffer is tot vandag toe nie uitgeken nie.
Die jong seun is in April 1987 in dieselfde gebied as die eerste slagoffer gekry. 2 maande later, in Junie 1987, word daar by die Bellaarstasie afgekom op die liggaam van die 12-jarige Freddie Cleaves. Samuel Ngaba was 15 jaar oud en is ook in daai gebied dood aangetref in Augustus 1987. Die 7de slagoffer se identiteit is ook nooit aan hom teruggegee nie en sy familie het nie die geleentheid gekry om hom te kon begrawe nie. Sy liggaam is by die Modderdam spoorwegstasie gekry op die 1 Oktober 1987, amper presies 'n jaar nadat die eerste slagoffer gekry is in presies dieselfde gebied. Calvin Spiro was maar net 9 toe die Station Strangler hom vermoor het. Sy liggaam is by die Unibel-stasie naby Bellaar gekry op 8 Februarie 1988. Die laaste seun wat in daardie dekade 'n slagoffer sou word van die Station Strangler was die 11-jarige Denver Gasu. Sy liggaam is naby die Sarepta-stasie gekry. Die ontdekking van 9 kinderliggame wat op so 'n gruisame manier vermoor is en oor so 'n kort tydperk sou enige gemeenskap paniek bevange laat en dit was ook die geval in Mitchells Plain. Al die gevalle is toegeken aan een polisiespeurder in die plaaslike polisiemag, maar met geen opleiding in reeksmoordenaars nie en hy het ook nooit van tevore op sulke sake gewerk nie, so die moorde is nie as 'n reeks ondersoek nie. Die speurder het bitter min hulpbronne tot sy beskikking gehad en hy het uit die polisiemag getree sonder dat hy enige vordering kon maak. Intussen het Suid-Afrika die jare 1990s ingegaan onder die reënboog van afwagtende demokrasie. Die gees van vryheid het aan die deur geklop. Maar daar was veral een Suid-Afrikaner wat sy vryheid op 'n heel ander manier gevier het. Vir die Station Strangler was daar geen gevaar dat die polisie hom na 9 moorde sou vang nie. Vir 2 jaar het dit gelyk of hy sy moordlus kon beheer, tot in Oktober 1992. Hy was terug in Mitchells Plain. Die liggaam van die 11-jarige Jacobus Loos is op 27 Oktober 1992 op Mnandi strand gekry. Toe, vir 'n jaar, niks van die moordenaar nie. Maar in 1994 het alle hel losgebars. Die liggaam van 'n kind wat nie uitgeken is nie, is op 13 Januarie 1994 in die Weltevrede Duine gebied gekry. Dit was afgeleë, sanderig, met genoeg bossies en plante waar die liggaam verskuil het. Die Station Strangler se nuwe slagveld. Die res van die slagoffers se liggame is almal in die duine gelos en die gebied sou vir ewig sinoniem wees met die afgryse van wat daar gebeur het. Alina Sprinkle se liggaam is op 20 Januarie 1994 gekry. Hy was 11. Donovan Swartz se liggaam 5 dae later. Donovan is deur Stella Jafta aangeneem en sy het na die tyd vertel hoe sy vergeefs vir 2 dae lank vir haar seun gesoek het voor sy polisie toe is. Daar is sy glo ingelig dat sy eerder self verder vir hom gaan moet soek, want daar was baie vermiste kinders en die polisie het geen idee waar hulle is nie. Stella het die lot van haar seun uitgevind terwyl sy TV gekyk het. Kameraopnames het gewys hoe die liggaam van 'n kind gekry is. Die liggaam was toe al verwyder, maar die klere het agtergebly. Stella het geweet dis haar seun, die oomblik toe sy die kakiebroek en klein rooi T-hemp met die wit strepe op die TV sien. Dis wat haar seun aangehaat het, die dag toe hy spoorloos verdwyn het. Indien vir jou vreemd is dat Stella 48 uur gewag het voor sy polisie toe is, hou in gedagte dat tydens daai deel van Suid-Afrika se geskiedenis baie mense nie die polisie vertrou het nie. Nie lank voor 1994 nie, was die polisie as 'n mag gebruik teen die mense, in plaas daarvan om hulle te beskerm. Dit sou tyd vat om hierdie persepsie te verander. Terug by die moorde, is nog 'n seun se liggaam gekry op dieselfde dag as Donovan. Hy was die 12-jarige Jeremy Benjamin, net so wat 20 meter ver van waar Donovan se liggaam gekry is. Jeremy was vir 'n week weg, voor sy gesin besef het, dat hy nie by ander familielede of enige van sy vriende was nie. Dit was ook nie ongewoon vir kinders om in ander huise oor te bly nie. Hulle het trein gery, of sommer duim gegooi om te kom waar hulle wou wees. Jeremy se maat in Mitchells Plain gebly.
sy pa in Stellenbosch, sy vriende in Makassar en sy ouma in Eerste Rivier. Hulle het nie huisfone gehad nie en dit was voor selfone so algemeen beskikbaar was. Teen die tyd dat die familie besef het hy was vermis, was dit te laat. Die ontdekking van al die liggame in so 'n kort tydjie het Mitchells Plain se gemeenskap oploop gehad. Hulle het geëis dat die polisie die moorde op hulle kinders ernstig begin opneem. Daar was nog talle vermiste seuns en lede van die publiek het begin om hulle eie ondersoeke in die duine te doen. Die naweek nadat Donovan en Jeremy se liggame gekry is 'n reuse soektog toe saamgesit, wat deur plaaslike polisie gelei is en ook bestaan het uit lede van die weermag en die gemeenskap. Hulle kom af op nog 8 liggame. Jeremy Smith was 13 jaar oud. Marcelino Cupido was maar net 9. Hy het saam met sy broers en susters by sy ouma gebly, tot sy pa hulle beveel het om almal huis toe te kom. Marcelino wou nie, hy het daarvan gehou om by sy ouma te kuier. Sy ma het aanvanklik nee gesê, maar stem toe op die ou eind in, en sy gee hom 50 sent om vir hom te gaan lekker goed koop by die winkel. Dit was die laaste keer wat enige iemand hom gesien het. Sy ma het haarself so verwyd, dat sy nie sy liggaam kon gaan uitken nie, en sy pa moes dit alleen doen. Neville Samai was 14 jaar oud en sy liggaam is tydens die naweek se reuse soektog saam met die van 'n ander kind en 'n volwasse gekry. Die 2 liggame is nooit uitgeken nie. Dit sou die eerste en enigste ooit volwasse slagoffer wees van die Station Strangler. Fabian Willamore en Owen Hofmeester was beste vriende. En so is hulle liggame ook gekry, waar dit langs mekaar in die duine gelê het. Die 8-jarige Fabian is verwrig met die wessie wat sy beste vriend Owen aangehaat het. Owen was 11 en hy is met Fabian se onderbroek verwrig. Die laaste liggaam wat daai naweek gekry is, was die van 'n kind wat nie uitgeken is nie. Hy het al sy klere aangehaat, behalwe vir sy onderbroek wat eenkant gekry is. Hy is met 'n koord verwrig. Dit het later aan die lig gekom dat byna al die Station Strangler se slagoffers weer aangetrek is nadat hulle gesodomiseer is. Forensiese sielkundiges het gesê dit het gewys dat die moordenaar probeer het om die verskriklike dade wat hy gepleeg het ongedaan te maak. Na die afgryse wat daardie naweek opgelewer is, het die polisie besluit om in Februarie 1994 'n 14-man taakspan saam te stel, die Station Strangler Squad. Luitenant Johan Kotze was die hoof van die taakspan. In teenstelling met die oorspronklike ondersoek wat in die laat 1980s gedoen is, het die taakspan alle hulpbronne tot hulle beskikking gehad. By die Mitchells Plain polisiestasie het die taakspan hulle eie kantoor gehad en nog 3 karavane buite op die perseel, sodat almal plek gehad het om by te werk. Die span het rekenaars gehad, assistente wat al die data aangeteken het en 'n span forensiese sielkundiges, insluitende die enigste een wat op daai stadium opgelei was om 'n profiel van die reeksmoordenaar te kon saamstel. Mickey Pistorius is van Pretoria afgevlieg Kaap toe vir inligtingsessies met die Station Strangler Squad. In van die boeke wat sy na die tyd oor die en ander van haar sake geskryf het, vertel Pistorius van die uitdagings. Sy was een van die eerste vroue ooit om aan die Station Strangler saak te werk, in 'n oorweldigende manlike polisiemag. Dit was aanvanklik ook vir haar moeilik om die polisiebeamptes te oorreed dat wat sy doen noodsaaklike werk was. Vir hulle het dit soos 'n mite voorgekom. Van die begin af is die Station Strangler Squad oorval met duisende wenke van die gemeenskap af. Dis als opgevolg en binne die eerste 3 maande is meer as 2000 verdagtes ondervra. Hulle het sowat 300 oproepe 'n dag gekry en lede van die taakspan het maar min geslaap. Hulle het selfs kindermolesteerders ondervra in die hoop om meer te leer oor die tipe persoon vir wie hulle soek. Ten spyte van die reuse poging deur die polisie, was dit eenvoudig nie genoeg vir die gemeenskap nie. Hulle wou toesien hoe iemand in hegtenis geneem word en hulle was nie bereid om langer te wag nie. Betogings het begin posvat, waar tydens die polisiestasie in nabygeleë Steenberg amper heeltemal afgebrand is. As van die inwoners gedink het dat die verdagte in 'n spesifieke huis was, sou hulle die huis gaan platslaan, totdat hulle by die man uitkom. Die polisie is gereeld ontbied om individue van die dakke van hulle huis af te gaan red, waar hulle geskuil het van die bloeddorstige groepe. Skole het bewusmakingssessies gehou en selfs hulle skedules verander, sodat jonger kinders saam met die ouer skoolkinders terug kon stap huis toe in die middag.
Die forensiese sielkundige span het gevra vir die bystand van Robert Ressler, die bekende Amerikaanse profielopsteller, wat die weg gebaan het in kriminele profielsamestellings. Hy stem in om Suid-Afrika toe te kom, maar die besluit is toegeneem dat hy eers na die April verkiesing kon kom, omdat die politieke onstuimigheid en geweld beteken het dat sy veiligheid nie verseker kon word nie. Intussen het Mickey Pistorius haar eie profiel saamgestel, wat later deur Ressler hersien is, en hy het gesê hy het 98% dieselfde gevolgtrekkings gemaak as die profiel wat hy van die moordenaar sou skep. Ressler se teenwoordigheid was eintlik glad nie nodig nie en het uiteindelik Suid-Afrika toe gevlieg vir 'n perskonferensie waar hy gepraat het oor die uitmuntende werk wat deur die forensiese sielkundiges hier gedoen is tydens hierdie saak. Volgens die profiel wat Pistorius saamgestel het, was die Station Strangler van dieselfde rassegroep as die slagoffers en sy het geglo hy bly in daardie gebied saam met die mense wat gerou het oor hulle kinders. Hy sou tussen 25 en 30 jaar oud wees. Pistorius het later verduidelik dat meeste reeksmoordenaars in hulle vroeë 20er jare begin moor en toe sy in ag neem dat die eerste in 1986 gepleeg is, plaas dit hom tussen 25 en 30. Pistorius se profiel het gesê dat die moordenaar in 'n posisie van mag is by die werk, soos 'n onderwyser of 'n polisiebeampte of 'n beraader. Hy is nie in 'n verhouding nie, homoseksueel en bly heel moontlik nog by sy familie. Hy's 'n intelligente man, kan minstens 2 tale praat en trek netjies aan. Hy verkies die geselskap van kinders oor volwassenes en het 'n motor gery waarvan die kleur minstens 1 keer al verander is. Pistorius het geglo dat die moordenaar as 'n kind deur 'n familielid seksueel mishandel is. In 'n eerste ooit vir Suid-Afrikaanse regsbeamptes is Pistorius se profiel aan die media bekend gemaak. Dit was 'n groot risiko, maar die taakspan het gevoel hulle het geen keuse nie, hulle moes die Station Strangler nou vang. Maar dit sou nie die geval wees nie, want in Maart 1994 is die jonge Elroy van Rooi dood aangetref. Sy moord het egter 'n belangrike deel van die raaisel opgelos, want vir die eerste keer was daar 'n ooggetuie wat oortuig was dat sy die Station Strangler met Elroy sien loop het op die dag van sy dood. Sy het hom beskryf as 'n man met donker gelaatstrekke en 'n afro haarstyl. Hy het 'n merk op sy wang gehad. 'n Skets is gemaak en bekend gemaak, tesame met die profiel wat Mickey Pistorius opgestel het. Op 12 April 1994 tel 'n verpleegster by 'n psigiatriese fasiliteit 'n koerant op en kyk na die skets van die moordenaar op die voorblad. Sy lees die profiel van die man wat deur die polisie gesoek word en sy bel die polisie onmiddellik. Sy het geglo een van die pasiënte in die psigiatriese fasiliteit waar sy gewerk het, was die Station Strangler. Norman Simons, later bekend as Afzal Sarfaraz Norman Simons, nadat hy die moslimgeloof aangeneem het, is gebore op 12 Januarie 1967 in Groenpunt in Kaapstad. Sy ouers het 'n interrasverhouding gehad wat op daai stadium in Suid-Afrika onwettig was. Sy grootwordjare was stormagtig en as kleuter is hy gestuur om by sy oupa en ouma in die Oos-Kaap te gaan bly. Daar het hy die Xhosa tradisies aangeleer. Hy het 'n stormagtige kinderlewe gehad, so tussen die familie in die Oos-Kaap, Johannesburg en Durban, voor hy uiteindelik as 'n tiener teruggebring is om in die Kaap te gaan bly by sy ma, haar nuwe man en sy ouer broer. Simon se lewe het soos 'n handskoen gepas in die profiel wat opgestel is. Hy was 'n ongetroude onderwyser wat steeds by sy familie gebly het. Volgens sy vriende was hy homoseksueel. Hoogs intelligent, hy praat 7 tale en het na klassieke musiek geluister. Hy het baie mooi aangetrek. Hy het as 'n vrywilliger gewerk by 'n organisasie wat mense rehabiliteer om weer in die gemeenskap aan te pas nadat hulle in die tronk was. Hy het beweer dat sy ouer broer hom seksueel mishandel het toe hy 'n tiener was. Na die telefoonoproep deur die verpleegster in die psigiatriese fasiliteit is Simons ingebring vir ondervraging. In plaas daarvan om die polisie se vrae te beantwoord, het hy aangebied om sy lewensverhaal te skryf. Polisiebeamptes gee hom 'n pen en papier en hy begin skryf. Hy is eers later die aand klaar en aangesien hy nie amptelik onder arrest was nie, vra die bevelvoerder vir die taakspan, Kotse, hom of hy in een van die karavane wil oornag. Hy stem in en spandeer die aand met gewapende polisie buite die karavaan. Die volgende oggend, op 13 April 1994, is Simons in hegtenis geneem in verband met al die moorde,
behalwe die van Elroy van Rooi. Die polisie het gemeen daar was nog nie genoegsame bewyse teen Simons vir daardie moord nie, maar later daai dag is Simons vrygelaat omdat daar ook 'n gebrek aan bewyse was vir die Mitchells Plain moorde. Hy is egter kort daarna vir Elroy se moord aangekeer. Tydens sy eerste paar dae in polisie-aanhouding bely Afzal Sarfaraz Norman Simons dat hy sedert 1986 kinders vermoor het. Hy het later die erkenning onttrek, maar toe weer aangebied om die plekke aan die polisie te gaan uitwys waar hy die liggame gelos het. Die polisie wou seker maak dat Simons se verdedigingsspan nie later sou beweer dat die polisie hom gewys het waar die misdaadtonele was nie, en om dit te voorkom is 'n polisiebeampte met geen kennis van die saak nie ingebring om Simons te vergesel. Hulle pad deur Mitchells Plain het in die vroeë oggendure begin, sodat die inwoners nie moes weet dat daar 'n verdagte is wat deur hulle gebied beweeg nie. Simons het die polisie na baie van die moordtonele toegevat en gesê hy wil die polisie nog liggame uitwys wat hulle nie eers van geweet het nie. In die duine het die polisie die hele gebied deursoek wat deur hom uitgewys is. Hulle het kinderklere gekry, maar geen liggame nie. Polisie het later gesê daar is wilde honde in die gebied en is moontlik dat hulle aan die oorskot gevreet het. Simons het in sy beëdigde verklaring gesê dat die eerste moord in sy finale skooljaar in 1986 gepleeg is. Volgens hom was daar 2 faktore wat hom die reeksmoordenaar gemaak het. Die eerste was dat 'n ou vrou 'n vloek oor hom uitgespreek het toe hy nog 'n jong seun was in die Oos-Kaap. Die tweede en grootste faktor was dat hy die stem van sy ouer broer gehoor het wat hom gesodomiseer het, en dit het hom gedryf om te moor. Daar is vasgestel dat Simons se broer, Boycie, vermoor is, met teenstrydige berigte oor of dit in 1991 of 1993 was. Die Xhosa-tradisie is, soos sommige ander gelowe, diep geestelik en met 'n geloof in vloeke en towenary. As mens in ag neem dat Simons in die kultuur groot geword het, is dit te verstaane dat hy baie gewig gegee het aan die impak van 'n vloek wat 'n ou vrou oor hom sou uitspreek toe hy maar net nog 'n jong seun was. Sover as wat dit sy broer se stem betref wat hy gehoor het, Simons het 'n volledige psigiatriese waarneming ondergaan en is gediagnoseer met verskeie persoonlikheidsversteurings as ook depressie. Maar daar is bevind dat hy nie geestelik siek was tot so 'n mate dat dit deur sy verdedigingsspan as versagtende omstandighede gebruik kon word nie. Mickey Pistorius het Simons beskryf as die soort van moordenaar wat hy in ontaard het as gevolg van die trauma van sy kinderlewe, en dat hy dit in woede uitgebeeld het. Toe hy deur sy broer mishandel is, was Simons passief, in teenstelling met sy broer wat die aktiewe oortreder was. As 'n volwassene het Simons derentyd dit probeer omdraai. Hy het seuns gekies wat dieselfde ouderdom en etnisiteit was as toe hy deur sy broer mishandel is, en hy dieselfde aggressie op sy slagoffers gebruik. Hy het hierdie patroon gevolg in die hoop dat dit wat met hom gebeur het, reggestel kon word. Die staat se saak teen Simons in die verhoor oor die moord op die jonge Elroy is deur aanklaer Mike Stover aangevoer. Hy het gesê dat hy en lede van die ondersoekspan self gesien het hoe Simons 'n sigbare reaksie getoon het wanneer sy broer se naam genoem word. Volgens Stover het dit voorgekom of Simons selfs fisies verander het met die noem van sy broer se naam. Hy het begin grom en het in vreemde tale begin babbel. Simons het byna onerkenbaar verander. In een van sy verklaringe het Simon geskryf: "I am nothing. I am dirty. I am filthy and not worthy. I am sorry for letting you down. Don't get caught in the same thing. I really regret everything. It's hard to be possessed by unknown forces. These forces cannot be explained by medication. I salute you with love for a better and understanding and peaceful South Africa." Die liggame van die Mitchells Plain slagoffers was in so 'n erge staat van ontbinding dat dit in sommige gevalle net eenvoudig nie moontlik was om DNS te kon insamel met die tegnologie wat in 1994 beskikbaar was nie. Die polisie het eenvoudig nie genoeg bewyse gehad om Simons met die eerste moorde te kon verbind nie, maar hulle het geglo dat die ooggetuie en Simons se verklaringe en erkenning sou kon help om 'n skuldigbevinding te kon verseker in die moord op Elroy van Rooi.
'n uitkenningsparade is gehou en is deur die ooggetuie uitgewys as die man wat sy saam met Elroy sien stap het. Maar sy het ietwat getwyfel, want sy het bygevoeg dat sy hare anders gelyk het. Polisie het egter gevoel hulle het genoeg bewyse en het Simons aangekla vir Elroy se moord. Die inwoners was baie verlig dat iemand uiteindelik vasgetrek is, maar ook net so geskok toe hulle sien wie dit was wat hulle gemeenskap in angs en hartseer gedompel het vir 8 jaar. Simons was gerespekteerd en die kinders het baie van hom gehou. Een van sy kollegas het onthou hoe Simons aangebied het om langs 'n kind se hospitaalbed te sit en waak nadat die kind 'n oop hartoperasie ondergaan het. Maar ander het die raaisel begin bou. 'n Mansonderwyser van Alpine Laerskool waar Simons skool gegee het onthou hoe Simons geweier het om die skoolgronde te help patrolleer toe die station strangler sy meeste moorde gepleeg het. Op daai stadium is al die klaskamers tydens skooltyd gesluit, maar Simons het geweier om dit te doen. Inteendeel, hy het van klaskamer na klaskamer gestap en aan die deure geklop en dan sou hy sê, maak oop, dis die strangler. Die kinders in graad 3 of 4 moes 'n projek doen oor die station strangler as deel van die bewusmakingsveldtog. Weereens het Simons geweier dat sy klas dit doen. Ouers van die vermoorde kinders het vertel hoe hulle seuns Simons geken het. Donovan Swartsema het gesê al het haar seun nie na die skool toe gegaan waar Simons was nie, het sy na die inhegtenisneming besef Donovan het Simons geken. Donovan het na skool saam met Simons cricket gespeel en hy het partykeer vir Donovan en 'n paar ander seuns strand toe gevat. Donovan het huis toe gekom met splinternuwe cricketkolwe en cricketballe wat hy vir sy ma gesê het meneer Simons vir hulle gegee het. Reginald Heslop se seun Jason was nie amptelik geag as een van Simons se slagoffers nie, maar hy het tydens die Station Stranglers skrikbewind in 94 vermis geraak en sy liggaam is nooit gevind nie. Reginald het ook gesê dat sy seun oor 'n meneer Simons gepraat het in die weke voor hy spoorloos verdwyn het. En Jason Heslop het baie oor die ene meneer gepraat, so baie dat toe Jason aanvanklik vermis geraak het, is Reginald na sy seun se skool toe om by die spesifieke meneer te gaan hoor of hy dalk weet waar Jason is. Toe hy by die skool kom, is hy ingelig dat daar nie 'n meneer Simons is nie. Hy het eers 2 en 2 bymekaar gesit na Simons se inhegtenisneming. Norman Simons se verhoor het op 27 Februarie 1995 afgeskop onder regter van Deventer. Sy verdediging is gelei deur Koos Lou. Hy het die toelaatbaarheid van ooggetuies en die tonele wat deur Simons uitgewys is, bevraagteken. Simons het nie getuig nie, maar het gesit en notas maak of blokkies raaisels ingevul. Hy het so nou en dan sy tong geklik wanneer hy nie met 'n getuie saamgestem het nie. Byna elke aspek van die ondersoek is onder die vergrootglas geplaas. Die verdediging het die polisie daarvan beskuldig dat hulle bloot die eerste persoon wat by die profiel ingepas het, vasgetrek het sodat hulle die publiek tevrede kon hou. Reginald Heslop het die verhoor bygewoon uit desperaatheid om te probeer vasstel wat met sy seun gebeur het. Hy het onthou hoe Simons daar gesit het en omdat hy geglo het dat Simons die antwoorde het op sy vrae, het Reginald ingedruk tot in die voorste banke van die galery, tot so naby as wat hy moontlik aan Simons kon kom. Volgens Reginald het Simons op daai oomblik omgedraai, om reguit in die oë gekyk en gesê, ek is so jammer dat hulle nooit Jason se liggaam gekry het nie. Jason Heslop was na berig word die enigste seun wat deur Simons by die naam genoem is in sy geskrewe verklaring. Maar hy het nooit erken dat hy hom vermoor het nie, en ook nie waar Jason se liggaam sou wees nie. Op 15 Junie 1995 is Norman Simons skuldig bevind vir die moord op Elroy van Rooi. Hy is 25 jaar tronkstraf opgelê vir die moord en nog 10 jaar vir ontvoering. Simons is na die Drakensberg korrektiewe fasiliteit vervoer om met sy tronkstraf te begin. Al was daar geen geregtigheid vir die ouers van die ander vermoorde jong seuns nie, het hulle geweet dat die moordenaar agter tralies is. Nadat hy sy tweede erkentenisverklaring teruggetrek het, het Norman Simons egter voortgegaan om sy onskuld te verkondig. Hy het 'n brief aan Elroy se ouma geskryf en gesê dat hy nie haar kleinseun vermoor het nie. In 1998, sowat 3 jaar na sy skuldigbevinding, was sy verdedigingsadvokaat Koos Lou terug in die hof met Simons se appel aansoek. Dit het egter geëindig met Simons se vonnis wat tot lewenslank verleng is.
Maar Lou het nie opgegee nie en aangekondig dat hy so oortuig was van Simons se onskuld dat hy nie weer sy hare sou laat sny totdat Simons nie vrygelaat is nie. Terwyl sy advokaat se hare gegroei het, het Simons 'n model gevangene geword. Simons het nuwe gevangenes touwys gemaak, net soos wat hy jare van tevore ex-gevangenes buite die tronk se mure sou help om in die samelewing aan te pas. In Mitchells Plain het die lewe weer teruggekeer na normaal, 'n soort van normaal. Ouers van die vermoorde jong seuns het hulle kinders natuurlik gemis en gerou as hulle gedink het aan die jong mans wat hulle sou geword het. Nadat Simons se vonnis verleng is, het hulle egter gevoel dat geregtigheid wel moontlik geskied het. 'n Kalmte teruggekeer oor die weltevrede duine. Die monster was in 'n tronk. Of was hy? In 2005 begin 'n ondersoek na die oorspronklike Mitchells Plain Station Strangler moorde. En dit het 'n sneeubal aan die rol gesit van onthullings, wat alles wat Suid-Afrikaners gedink het hulle geweet het van die seuns in twyfel getrek het. Simons was nooit aangekla vir die oorspronklike Mitchells Plain moorde nie, omdat daar nie genoegsame bewyse was nie, maar hy is aan die publiek uitgeken as die Station Strangler, en in die gemeenskap se oë het dit beteken dat hy wel skuldig was vir al die gruwelmoorde. Maar soos wat die ondersoek voortgegaan het, het dit aan die lig begin kom dat daar nie werklike tekort aan bewys was nie. Die probleem was dat wat die polisie gehaat het, nie ooreengestem het met Simons se DNS nie. DNS-tegnologie in 1994 was baie beperk. In 2005 was dit egter 'n ander storie. Die tegnologie het vinnig vooruit gegaan en dit was moontlik om DNS-monsters te bekom van die ou oorskot en dus met die van Simons vergelyk. Daar's ook semen gekry op Jeremy Smith se onderbroek. Dit het nie met Simons se DNS ooreengestem nie. Die nota wat in een van die slagoffers se sakke gekry is fyn bekyk en vir analise gestuur, tesame met die blokkiesraaisel in 'n koerant wat langs 'n slagoffer gekry is, met die datum in die koerant wat gewys het dit was op die dag van die seun se moord. Nie die nota of die blokkiesraaisel het ooreengestem met die verskeie monsters wat gekry is van Simons se handskrif nie. Daar was ook duidelike vingerafdrukke op die blokkiesraaisel wat ook nie Simons se was nie. Sy regsverteenwoordiger Koos Lou het 'n groot gros bewyse aan die ondersoek voorgelê wat hy voel het bewys dat sy kliënt onskuldig was. Hy het beweer dat Simons 'n bekentenis gemaak het nadat hy vir 'n week lank erg ondervra is. Hy het gemeen dat Simons tydens daai week so ontsteld geraak het dat die polisiebeampte in beheer besluit het om hom vir psigiatriese waarneming te stuur. Wat baie eienaardig was, is dat die polisiebeampte na bewering voortgegaan het om Simons te ondervra terwyl hy onder waarneming was. Dis baie onreëlmatig. En indien dit wel die geval was, sou niks van wat Simons gesê het ernstig opgeneem of as daadwerklike bewyse geag kon word nie. En Koos Lou het ook 'n alibi gehad vir Simons op die dag van Elroy van Rooi se moord. Hy is om 1:30 daai middag by 'n biblioteek in Claremont opgemerk. Dit het beteken dat dit onmoontlik vir hom sou wees om 4 uur by die strand te wees, waar 'n ooggetuie gesê het sy hom met Elroy sien loop het. Simons se skuldigbevinding was grootliks omdat die ooggetuie hom uitgeken het. Maar Lou het tydens die ondersoek die nuwe, plofbare inligting voorgelê. Die ooggetuie het ook die R250,000 se beloning gekry, wat deur 'n plaaslike supermark kettingwinkel uitbetaal is. Gewoonlik word belonings van die aard eers uitbetaal wanneer die persoon skuldig bevind is, maar in die geval het dit voorgekom dat die verdagte in elk geval vasberade was om skuldig verklaar te word voor die verhoor. Nog twyfel het opgestapel teen die ooggetuie nadat dit aan die lig gekom het dat sy wel aan die polisie uitgewys het dat die verdagte in aanhouding se hare anders gelyk het as die man wat sy langs Elroy sien loop het. Volgens haar verklaring het die verdagte 'n groot afro haarstyl gehad. Simons se hare was kort. Dit het aanvanklik nie as 'n benoemenswaardige teenstrydigheid voorgekom nie, mense verander haarstyle, tot 'n foto van Simons by die ondersoek ingedien is. Dis geneem op die oggend van Elroy se moord. Simons het gaan registreer as 'n polisiereservis om te help soek na slagoffers van die Station Strangler, en as deel van daai registrasieproses is daar 'n foto van hom geneem wat hom gewys het met kort hare.
En sy hare baie gegroei het in 'n paar uur, is dit byna onmoontlik dat hy dieselfde man was wat deur die ooggetuie opgemerk is. Koos Lou het ook vasgestel dat iemand anders Elroy daai dag gesien het. Die George gesin het Elroy geken. Hulle het in dieselfde buurt gebly en hulle het hom daai middag op die trein opgemerk. Hulle het vertel hy was alleen. Geen vreemde man was by hom wat hulle kon sien nie. Toe hulle hom vra waarheen hy op pad is, het Elroy gesê hy gaan vir sy tannie in Firgrove kuier. Een van Elroy se pa se ooms was glo ook daai middag op dieselfde trein en sê Elroy het vir hom dieselfde storie vertel. Nie een van die getuies was egter geroep om tydens die verhoor te getuig nie. Hier moet egter gesê word dat nie een van die getuies se stories in lyn is met Elroy se neef se storie nie. En mens wonder of die getuies nie moontlik hulle dae verkeerd kon gehad het nie. Koos Lou het ook gesê dat Simons in sy oorspronklike verklaring geskryf het dat hy Elroy op die platform van die treinstasie vermoor het, maar dat dit nie waar kon wees nie, omdat dit spitstyd was, met honderde mense op daai platform. Die ondersoekpaneel het verder gehoor van 'n Volkswagen Jetta wat deur 'n ooggetuie opgemerk is by een van die moordtonele. Daar was geen ander karre nie. Die ooggetuie het ook beweer dat daar 'n geskree in die bosse naby die kar was. Simons het nooit so 'n kar besit nie. En toe kom 2 mans na vore wat geglo het dat hulle moontlik die Station Strangler se eerste pogings tot moord was. Een van die mans sou later 'n groter rol in die storie speel, maar vereers is hulle identiteite vertroulik gehou. Hulle was kinders in die 1990s en is deur 'n vreemdeling in Mitchells Plain ontvoer en gesodomiseer. Die aanval is uitgevoer op presies dieselfde manier as die Station Strangler se ander moorde, maar hierdie seuns het Simons op daai stadium geken en gesê hy was nie die aanvaller nie. Die polisiebeampte wat daai dag teenwoordig was, toe Simons die polisie na die moordtonele toegeneem het aan die ondersoekpaneel erken dat daar meer teenstrydighede was as voorvalle waar die feite ooreengestem het. Die ondersoek het ook gehoor van 'n ooggetuie vir die staat wat uiteindelik nie geroep is om te getuig nie. Kevin Pretorius was 'n vriend van Norman Simons. Hy het aanvanklik 'n verklaring afgelê dat hy Donovan Swarts verskeie kere met Simons gesien het en dat Simons by tye Donovan se hande agter sy rug sou vasbind om hom 'n les te leer. Pretorius het ook geskryf dat Simons vir hom gesê het dat hy in die verlede jong seuns verkrag het. Maar Pretorius se verklaring is nooit as hofdokument ingedien nie, omdat hy sy storie in die dae voor die aanvang van die verhoor verskeie kere verander het. Volgens die staatsaanklaer was Pretorius nie 'n geloofwaardige getuie nie. Daarna het Pretorius vertel dat hy al sy verklaringe afgelê het omdat hy deurgeloop het onder intimidasie van die polisie. Hy het gesê dat beamptes hom gedwing het om sy klere uit te trek, hom fisies leed aangedoen het, op hom gevloek het en hom verneder het totdat hy vir hulle die storie kon gee wat hulle van hom wou hoor. Kort nadat Kevin Pretorius die beweringe gemaak het, is hy buite sy huis doodgeskiet. Sy moordenaar is nooit gekry nie. Daar is ook tydens die ondersoek beweer dat nog kinders in 1995 verdwyn het, terwyl Simons in aanhouding was, en dat nog liggame gekry is. Daar is egter nooit enige bewyse hiervan voorgelê nie. Die ondersoek het vir 3 jaar voortgeduur. En op 9 Desember 2008 het streekslandros Marlies Rolle dit gesluit en die bevindings voorgelê. Daar was genoeg bewyse dat Simons minstens 6 ander slagoffers ook vermoor het. Dis nou behalwe vir Elroy. Maar omdat daar reeds soveel tyd verloop het, het Roller gesê Simons sal nie verder aangekla word nie. Hy is terug tronk toe om sy lewenslange vonnis uit te dien. Nie al die inligting wat tydens die ondersoek na vore gebring is aan die publiek bekend gemaak nie. Koos Lou, wat Simons se verdedigingsadvokaat was en altyd volgehou het hy is onskuldig, is in 2011 dood aan kanker. In 2014 het een van die mans wat tydens die ondersoek getuig het as die eerste oorlewende slagoffer van die Station Strangler ook sy storie aan die media vertel en ook hoe hy sy storie sy hele lewe lank weggesteek het. Sy vrou het nie geweet dat hy deur die Station Strangler aangeval is nie. Hy het na vore gekom omdat hy nie gemaklik gevoel het met die bevindings van die ondersoek nie en wou hê sy storie moet in die openbaar op rekord geplaas word. Hy het vertel hoe hy en sy vriend
in die 1980s deur 'n man genader is in Mitchells Plain waar hulle gebly het. Die man het hulle R10 elk aangebied as hulle hom sou help om piesangbokse te dra. Hy wys vir hulle om na 'n afgeleë plek te stap. Skielik stap hy stadiger en val agter hulle in. Die volgende oomblik swaai die man 'n koord om beide hulle nekke en trek hulle grond toe. Hy het beide seuns gesodomiseer en hulle probeer verwrig, maar volgens die slagoffer het die man aan die slaap geraak en hy en sy vriend het weggehardloop. Beide hy en sy vriend het Norman Simons geken en hulle het volgehou die man wat hulle aangeval het was nie Simons nie. Toe vertel hy dat hy in 2014 deur 'n polisiebeampte gekontak is wat aan hom vertel het dat hulle 'n man in Johannesburg vasgetrek het waar hy jong seuns gesodomiseer en vermoor het. Hy het in die Mitchells Plain gebied gebly in die 1980s en 90s. Hy is egter nooit uitgevra oor die Station Strangler moorde nie. Kort na sy uitlatings in die openbaar en die feit dat Simons vir parool in aanmerking sou kom, het die storie van die Station Strangler weer vir hoofopskrifte begin sorg en een oggend in 2014 was dit weer die kwessie onder bespreking op 'n radiostasieprogram. Toe kry hulle 'n onverwagte telefoonoproep. Mike Stowe, die staatsaanklaer wat die saak oor die moord op Elroy van Rooi gelei het in 1994 en besluit het om sy stilswye te breek. Stowe vertel op die radio dat hy nou nie meer so seker daarvan is dat hulle wel die regte man tronk toe gestuur het vir die moord nie. Hy erken dat hy selfs al toe getwyfel het tydens die verhoor. Dit was vir hom kommerwekkend dat die ooggetuie se storie oor die verdagte se haarstyl nie ooreengestem het met die van Simons nie en ook die feit dat die vrou die reuse beloning uitbetaal is nog voor Simons se skuldigbevinding. Hy voeg by dat niemand Elroy daai dag op die trein gesien het nie. Stowe gee toe dat Simons op daai middag by die biblioteek in Claremont opgemerk is en dat dit onmoontlik vir hom sou wees om ook in die strand te kon wees teen die tyd wat Elroy deur die verdagte weggelei is. Stowe sê as Simons getuig het oor die verklaringe wat hy teruggetrek het, glo hy wat Stowe is dat die verhoor 'n heel ander uitkoms sou gehad het. Op daai stadium het Simons se verdedigingsspan voor die hof aangevoer dat hy nie geestelik sterk genoeg was om te kon getuig nie. Stowe se uitlatings daai oggend op die radio het skokgolwe deur die land gestuur. En families van die slagoffers het gesê hulle kon nie glo dat hy vir so lank daaroor stil gebly het nie. Lede van regsorganisasies het gemeen Stowe het moontlik in sy pligte gefaal, omdat hy nie sy twyfel ten tye van die hofsaak bekend gemaak het nie. Norman Simons het in 2015 vir parool aansoek gedoen, dis van die hand gewys. 'n jaar later, in 2017, is selferkende en veroordeelde pedofiel Brian Chauffeur gekry waar hy in die polisieselle van die Lentegeer polisiestasie gehang het. Dit was enkele dae nadat die 58-jarige Chauffeur in hegtenis geneem is vir die seksuele aanranding van 'n 17-jarige seun wat saam met hom gebly het. Sy hegtenisneming is in omstredenheid gedompel. Hy is aanvanklik vrygelaat nadat hy gevonnis is vir molestering en sodomie in 2010. Toe kom dit aan die lig dat hy daarin kon slaag om homself met kinders te omring, ten spyte daarvan dat hy op daai stadium uit was op parool en onder die wakende oog van 'n paroolbeampte. Hy het aanlyn advertensies geplaas om kinders te help onderrig en het gesê dat al die kinders se ouers wel daarvan bewus was dat hy 'n geskiedenis gehad het met seksdade teen kinders. Maar dit was nie waar nie. Hy het selfs 'n pos gekry by 'n laerskool in Kaapstad, kort nadat hy uit die tronk op parool vrygelaat is. Volgens Chauffeur was hy ten volle gerehabiliteer en hy het die jongste klagtes teen hom ontken. Sy selfdood was nadat 2 van die mense by wie hy vir 6 jaar lank blyplek gehuur het, aan die media vertel het dat hy vir hulle sou sê hy was in die tronk omdat hy 'n verhouding gehad het met 'n 16-jarige meisie wat vir hom oor haar ouderdom gelieg het. En hy is aangekla van verkrachting, maar dat dit 'n misverstand was. Dit was nie die waarheid nie. Chauffeur is in 1994 skuldig bevind op verskeie klagtes van verkrachting en sodomie van verskeie seuns onder die ouderdom van 15. Die eienaars van die eiendomme waar hy gebly het in hulle aparte verklaringe beide vertel dat hulle oor die jare kinders sien kom en gaan het terwyl Chauffeur daar gebly het. Die 17-jarige seun
wie die jongste was om Chauffeur se seksuele aanranding aan te kla, het by Chauffeur gebly sedert hy 12 jaar oud was. Baie eiendomseienaars het ook gesê hulle het geglo dat Chauffeur die ware Station Strangler was. Hy het na berig word in Mitchells Plain gebly toe die Station Strangler daar aktief gemoor het. Hy was 'n onderwyser. Chauffeur het geglo hy was 'n pedofiel omdat hy as kind deur sy oom seksueel mishandel is. Hy het vertel dat sy pa geweet het sy oom verkrag hom, maar dit bloot geïgnoreer het. Kort voor hy homself gehang het, is Chauffeur ingelig dat hy aangekla sou word van verkrachting en seksuele aanranding in Mitchells Plain, 'n klag van seksuele aanranding in Hanover Park en 18 klagtes van seksuele aanranding op kinders in die Strand, waar hy ook gebly het. Chauffeur het sy eerste vonnis uitgedien in dieselfde tronk as Norman Simons. Toe die Chauffeur-beweringe aan die lig gekom het, het misdaadkenners begin sê dat die polisie wel tydens die Station Strangler ondersoek die moontlikheid oorweeg het dat daar of 2 moordenaars was met presies dieselfde metode, of dat die Station Strangler saam met iemand gewerk het. Chauffeur het ook byna heeltemal voldoen aan die profiel wat oor die Station Strangler saamgestel is, met een verskil, sy ras. Maar dit kon moontlik nie 'n groot verskil maak nie, omdat Chauffeur vir baie jare in dieselfde gebied gebly het as die seuns, en ten spyte daarvan dat hulle nie dieselfde ras was nie. Daar was 'n groot moontlikheid dat hy deel geword het van die gemeenskap, soos enige ander inwoner. Ook in 2016 is die liggaam van die 26-jarige Adrian de Vos gekry, op presies dieselfde plek as die Station Strangler se ander slagoffers. Hy is geskiet en sy liggaam is in so 'n posisie geplaas dat dit soortgelyk was tot die Station Strangler se moordtonele. Dit was nie bevestig of hy ook seksueel aangerand is nie. Daar was nooit enige klarigheid oor die uitkoms van die polisieondersoek nie en of dit moontlik 'n siek grap was deur Adrian se moordenaar. Die saak oor die Station Strangler kan mense in 'n donker gat afvat. Net wanneer jy dink jy is nou by die waarheid, dan maak die donker tonnel 'n skielike draai en jy is weer terug waar jy begin het, met nog net soveel onsekerheid. Daar mag wel nie fisiese bewyse gewees het teen Norman Simons nie, maar daar was ook heeltemal te veel verbintenisse tussen hom en die seuns wat vermoor is, wat net nie geïgnoreer kon word nie. Dis nie ongewoon vir verdagtes om vals verklaringe af te lê nie, of dit nou is omdat hulle gedwing is, of sommer uit hulle eie uit, partykeer net vir onverstaanbare redes. Dit is baie raar vir 'n verdagte om 'n erkenning te maak en dit dan 2 keer weer terug te trek. Mens wil dink dat daar wel tog 'n stukkie waarheid moes wees in elke erkenning, of hy nou alleen die moorde gepleeg het of nie. Dis duidelik dat Simons 'n gebreekte man is. Sy kinderjare het diep letsels gelos in sy siel en mens wonder of dit net bloot toeval was of dat hy met opset in die middel van die Station Strangler ondersoek beland het. Soverder die polisie aangaan, hulle was in 'n moeilike situasie met druk van alle kante af om die verdagte te kry en die moorde te stop. Omring deur 'n gemeenskap van paniekbevange, ontstelde en baie hartseer inwoners wat elke dag met opgehoude asems ingegaan het en met skok moes besef dat 'n reeks moordenaar hulle strate en duine sy slagveld gemaak het. En dan was daar ook die politieke onsekerheid waarin die land op daai stadium was, maande voor die eerste demokratiese verkiesing, en wat ook 'n groot impak op die dringendheid van die ondersoek gehad het. Sit al hierdie faktore in 'n kookpot saam en dit borrel. As dieselfde aantal hulpbronne maar net ingebring is toe die eerste seun se liggaam gekry is, dan was dit moontlik 'n heel ander storie. Nou leef mens saam met al die los stukkies wat hang, die baie ander roofdiere wat op daardie stadium in dieselfde gebied na jong seuns gejag het, wat ook by die profiel ingepas het. Dis nie seker of die DNS-monsters van al die ander slagoffers wel ook by die 2005 ondersoek voorgelê is nie. Is dit ooit vergelyk met die van Chauffeur en die moordenaar wat in Johannesburg vasgetrek is? Baie van die ouers van die slagoffers en getuies het alself afgesterf. Maar 'n tragedie soos die een los rimpels in 'n familie en 'n gemeenskap vir ewig of tot dit heeltemal opgelos is. Norman Afzaal Simons is in Julie 2023 uiteindelik parool toegestaan en is in November 2023 op parool vrygelaat.
Hy is in Parow in die Wes-Kaap gevestig ten spyte van die gemeenskap se teenstand. Die Parow Gemeenskapspolisieeringsforum se voorsitter was deel van die vergaderings wat gehou is voor Simon se vrylating en het gesê dat hy homself goed gedra en aan die paroolvoorwaardes voldoen. Hy is onder huisarrest en het 'n versorger wat 24 uur van elke dag na hom omsien en hom behandel vir 'n mediese toestand waaraan hy ly. Hy vergader ook gereeld met beamptes van die Departement van Korrektiewe Dienste. Dit mag wel wees dat Simons sy vryheid verloor het, dat die polisie en die staat aansien verloor het ten tye van die oorspronklike ondersoek, die verhoor, die kommissie van ondersoek daarna en die bekentenisse wat toegemaak is. Maar die ware tragedie is die 22 kinders wat hulle lewens op so 'n gruwelike manier verloor het. Dis amper 'n hele klaskamer vol jong seuns. Vir 'n oomblik vergeet van wie dit moontlik kon gedoen het en wie nie. Kom ons onthou dat hulle wel gelewe het. Jonathan, Yusuf, Mario, Freddy, Samuel, Calvin, Denver, Jacobus, Elrino, Donovan, Jeremy B, Jeremy S, Marcelino, Neville, Fabian, Owen, Alroy en die 5 seuns wie se name nooit aan hulle teruggegee is nie. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die verhaal oor die berugte Station Strangler reeksmoordenaar. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.